Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg om U te mag aanbid, wat 'n kosbaarheid om aan U te mag behoort, om U lof te mag besing, om U naam te mag groot maak, om U te mag aanbid, want U is waardig om te ontvang al die lof, al die eer, al die heerlikheid, en saam met die engele skare, en saam met daardie 4 lewende wesens wil ons voor U buig en sê, heilig, 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 is Jahwe die Almagtige, wat is, en wat was, en wat sal wees tot in alle ewigheid. Ons Vader, word verheerlik in ons samesyn ook vanmôre, ook in die woord wat ons hanteer, wees U die een wat dit in ons harte seën, en word U in dit verheerlik. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Hartlike goeiemôre geliefdes, U kan gerus sit. Wat 'n lekkerte om weer te kan saam kuier en ja, dis nou vir my 'n bonus om weer 'n tweede Sondag in 'n ry die voorreg te mag hê om hier by U te mag wees. Ons skryf bo aan vanmôre se boodskap, water in wyn, en hier's 'n klomp goeters wat ons moet hanteer, so ek gaan vinnig daardeur gaan, so U moet kop hou, en daar waar ek nie altyd gaan ons laat ons elke keer blaai nie, maar U kan na die tyd daardeur gaan, maar U kan so lank saam blaai na Johannes 2 toe. Johannes hoofstuk 2. Die evangelie van Johannes, die 4de evangelie. Nou die meeste van julle het nou al goed agtergekom dat daar 'n onderskeid is tussen Johannes en die ander evangelies. Johannes lyk heel anders, daar sekere dele in die Johannes evangelie wat nêrens anders in die ander 3 evangelies is nie. En een van daai gebeure is dit wat ons nou vanmôre gaan lees, die verandering van water in wyn, daar by die bruilof in Ghana. Nou kom ons lees dit saam. Johannes 2 vanaf vers 1 af. En op die 3de dag was daar 'n bruilof te Ghana in Galilea, en die moeder van Yeshua was daar. En Yeshua en sy disippels was ook na die bruilof genooi, en toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Yeshua vir hom, hulle het geen wyn nie. Sy moeder sê toe vir die dienaar, verskoon vers 4, Yeshua sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Judeërs 6 klipkanne gestaan, wat elk 2 en 3 ankers hou. Yeshua sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het hulle tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe, wat wyn geword het, en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie. Maar die dienaar wat die water geskep het, het geweet, roep die hoofdienaar die bruidegom. En hy sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegste. Maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Hierdie eerste een van die tekens het Yeshua in Ghana in Galilea gedoen, en hy het sy heerlikheid geopenbaar, en sy disippels het in hom geglo. Tot sover lees ons saam. 'n baie interessante verhaal van Yeshua wat daar by die bruilof is, en daar's 'n tekort aan wyn, en hier en daar is, ek seker is daar een van ons ook wat hier en daar 'n misverstand het oor hierdie verhaal, al klink dit so baie duidelik. Is dit belangrik, want dit het 'n besonderse tema. Nou, voor ons daarby gaan uitkom, wil ek graag so bietjie oor Johannes praat, want dit gee agtergrond tot ons onderwerp van vanmôre. Johannes word geken as die geliefde disipel, die disipel wat Yeshua besonderlik lief gehad het. Onthou dit asseblief, want in sy geskrifte, in 1 Johannes later, wat is die sentrale tema? Die liefde van Jahwe. Daar die liefde, so dis baie belangrik, dit kry ons reg deur Johannes 19 vers 26, 20 vers 2, 21 vers 7. Hy staan dan ook bekend, hy skryf dikwels nie sy eie naam nie, en hy praat net van homself as die ander disipel, of die geliefde disipel, of die een wat die hoëpriester geken het. Nou, julle gaan dit sien, want dit is belangrik in die verhaal, dat Johannes het direkte toegang tot die hoëpriesterlike familie gehad. So hy het toegang gehad wat
ander nie normaalweg gehad het nie. So ons kan sien dat Johannes behoort het aan die, kom ons noem dit dan, die adeliker deel van die volk. Op daai stadium kan julle onthou, die Sadduseërs het beheer gehad oor die tempel, en hulle was die wat meer floreerend was, as ek kan sê in finansiële terme. Hulle het net die eerste 5 boeke van Moses gelees, Genesis tot Deuteronomium, hulle het nie die profete gelees nie. So in 'n sekere sin was hulle baie eng geweest, want hulle het nie geglo in die opstanding nie, hulle het geglo in engele nie. Hoekom? Want hulle het net Genesis tot Deuteronomium gelees, die Torah, die eerste 5 boeke. Terwyl die Fariseërs het breër gelees, maar tog, daai Sadduseërs, alhoewel hulle eng was in 'n sekere deel, was hulle ook baie meer liberaal ten opsigte van finansies en hulle gesindheid teens die Romeine. So hou dit net in gedagte. In Johannes 19 vers 35 lees ons, en hy wat dit gesien het dit getuig. Johannes gepraat van homself. En sy getuienis is waaragtig. En hy weet dat hy die waarheid spreek, en dan sodat julle kan glo. Wat is die hele doel van die evangelie van Johannes? Johannes skryf alles neer, hoekom? Sodat jy en ek kan glo. Dis baie, baie belangrik. Johannes staan ook in 'n bitter intieme verhouding met Yeshua. Hy is bitter naby aan Yeshua, en so 'n mate, as ons nou vinnig moet sê, as ek nou vir u so moet vra uit die vuis uit, wie sal u sê is die apostel wat amper die meeste geassosieer word met Yeshua, dan is het amper Petrus, sy vrymoedigheid om met Jahwe te praat. Nou u sal sien wat interessant is, Johannes was amper in sekere sin die tussenganger tussen Yeshua en Petrus self. Hy word elke keer genoem in die noue teenwoordigheid. Julle kan onthou, wie is die 3 wat die naaste aan Yeshua beweeg het? Johannes, Petrus en Jakobus. Petrus die een wat doen, Jakobus meer die een wat prakties is, en Johannes die geliefde, intieme apostel. Nou wat belangrik is, Johannes 13 vers 23. Selfs wanneer, julle kan so lank so toe blaai, selfs in hierdie nabye verhouding wat Jahwe met Petrus gehad het, is dit Petrus wat Johannes raadpleeg om namens die apostels vir Yeshua vraag te vra in Johannes 13 vers 23. En een van sy disippels, hy vir wie Yeshua liefgehad het, wie's dit? Johannes, het aan tafel teen die bors van Yeshua gelê. Simon Petrus knik toe vir hom dat hy moet vra wie dit kon wees van wie hy spreek. Sien julle dat Petrus wys vir Johannes, maar Johannes vra jy vir die Messia, vra jy vir Yeshua, wie is dit wat hom gaan verraai? En daarom sien ons ook, nou wat ek verwys het, na die toegang wat Petrus gehad het tot die hoëpriesterlike familie, daardie aand, Johannes 18 vers 15 tot 16, daai aand, wanneer hulle Yeshua gevange geneem word, wanneer hy ingeneem word in die hoëpriester se huis in, kan julle onthou, Johannes het toegang tot die huis, hy gaan direk in, lees daar vers 15, en Simon Petrus en ander disippels het Yeshua gevolg, en daardie disipel was met die hoëpriester bekend, wie's dit? Johannes. En hy het saam met Yeshua ingegaan in die binneplaas van die hoëpriester se paleis. En wie bly buite? Die ander apostels, onder andere Petrus. Vers 16. Maar Petrus het buitekant die deur bly staan. En die ander disipel wat bekend was met die hoëpriester, skus dat ek herhaal, maar wie's dit? Johannes. Het uitgegaan en met die deurwagter gepraat en Petrus ingebring. So die deurwagteres, dit was 'n vrou gewees, deurwagster, sy is daar by die deur, sy pas die deur op, en dan is dit Johannes wat vir Petrus inlaat deur haar. En dan 'n interessante verhaal, op pad na die graf toe, kan julle onthou, Petrus en Johannes hardloop, Johannes en Petrus is op pad, hulle hardloop graf toe, en wat gebeur? Johannes hardloop onder Petrus uit, en hy kom eerste by die graf, en wat maak dit hom? Die eerste ene wat gesien en geglo het, net vir die interessantheid daarvan. Goed, en dit kry ons in Johannes 20 vers 4. Dan ook, daardie dag nadat Yeshua opgestaan het, kan julle onthou wanneer die disippels die hele nag vis vang, daar in Johannes 21, heel aan die einde van Johannes, die disippels is die heel nag besig om vis te vang, en hoeveel vis vang hulle? Niks, nie 'n enkele vis nie. En dan die volgende oggend, terwyl hulle so uitkom, dan staan daar iemand op die strand. En skielik is daar onsekerheid, en wie is die apostel wat hom eerste herken? Johannes. En Johannes lees ons in vers 7, daarop sê die disipel, wie's dit? Johannes,
die een vir wie Yeshua lief gehad het, aan Petrus, dit is die meester, dit is Yeshua. Is eintlik pragtig. En hy herken hom, en wat doen Petrus? Hy omgord sy lenden en hy spring in die water en hy gaan na Yeshua toe. Is interessant hierdie beeld wat jy kry, direk Petrus wat doen, wat direk inspring en dan is hy op pad na die kant toe. En net so vir die interessantheid, wat sê Yeshua toe vir hulle? Gooi julle net aan die ander kant, aan die regterkant uit, en hoeveel visse vang hulle? En so 'n mate dat hulle nie die net kon uittrek nie, dat hulle moes kant toe gaan, in bevel van Yeshua. So, Johannes noem nie altyd sy eie naam nie, tog is hy geweldig sentraal in die nabyheid van Yeshua, en daarom is sy evangelie iets baie, baie besonders. En daarom ook vir die vroeë gemeentes, julle kan onthou, wie was die een wat van ouderdom oorlede is? Van die apostels wat nie op 'n wrede manier doodgemaak is nie. Johannes. Johannes is op 'n rype ouderdom en daarom was daar voor sy voete baie wat by hom geleer het. Ek het dikwels in 'n boodskap al verwys, so 'n vreemde naam, Polycarp. Polycarp word een wat vir ons baie dinge later skryf. Hy is deel van daardie eerste generasie wat geleer het by die apostel, by wie ons baie later leer. Nou dit was by Johannes, omdat Johannes juis so lank ook geleef het na die tyd. Goed, en ons is juis nou so 'n bietjie in die Bybelstudie besig met Openbaring. En wie het Openbaring geskryf? Johannes. Goed. Nou ja, so dit is belangrik. Nou, die fokus van Johannes se evangelie, want dit moet ons verstaan voor ons by ons teksgedeelte uitkom. Wat is die fokus van die evangelie van Johannes? As jy deur die hele Johannes gaan, wat is die fokus? Yeshua se koningskap en besonderlik Yeshua se eenheid met Jahwe. Wat begin in Johannes 1 vers 1? Begin Johannes mee. Almal van ons moet dit uit ons kop uit kan opsê. In die begin was die woord en die woord was by Elohim en die woord was Elohim. So Johannes van die eerste vers af begin hy met hierdie baie belangrike tema wat hy reg deur die woord hanteer. En daarom sal hy ook, is dit die een ding wat Johannes uithaal, hoekom wil die Fariseërs Yeshua doodmaak? Johannes 5 vers 18, omdat Yeshua hom gelykstel aan Jahwe. Hulle sê dit, hulle noem dit, hulle sê, maar ook Elohim sy eie vader genoem het en hom aan Elohim gelykgestel het. En daarom wil die Fariseërs en die skrifgeleerdes Yeshua doodmaak. En daarom is die doel van die evangelie van Johannes. Hy gee dit vir onsself. Kom ons blaai gou saam na Johannes 20 toe. Ek wil hê jy moet dit elkeen saam lees, Johannes 20. Want hierin gee Johannes self vir ons die hele doel van sy evangelie. Hoekom skryf hy dit alles vir ons neer, vers 30 en 31? Nog baie ander tekens het Yeshua voor sy disippels gedoen, wat in hierdie boek nie geskrywe is nie. Nou wil ek kyk gou vinnig vir my, maar ek skryf hierdie vir julle, sodat dit wat ek vir julle kan skryf, julle dit kan glo. So ek skryf vir julle al hierdie dinge en hierdie vreeslike, kan julle onthou, Paulus sê ook, dat ek 'n menigte van boeke waarvan daar nie genoeg kan wees nie, kan ek vir julle neerskryf, maar ek skryf vir julle hierdie, sê Johannes, dat julle dit moet glo. Vers 31, maar hierdie is geskrywe, dat julle kan glo, dat Yeshua die Messia is, die seun van Elohim, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Dis die hele evangelie van Johannes. En ons gaan daarmee eindig ook, om in Yeshua te glo. Dis die baie belangrike fokus. Daarom is hierdie dan die grondslag waarna ons na die res van Johannes kyk. En daarom word die Johannes evangelie beskryf as die geestelike evangelie. Omdat Johannes die een is wat dit baie prakties maak, met beelde, metafore. Johannes word gekenmerk deur Yeshua, wat dikwels een ding praat, of iets sê, wat mense dan op 'n sekere manier verstaan, maar dan praat hy van iets diepers. Ek wil gou, julle moet gou dink gou of julle kan dink, waar Yeshua, hy sê iets, en hy praat koninkryksgebonde, maar die mense hoor iets vleeslik. Die eerste ene, want is veral deel, ons praat van die Ghana sirkel. Die Ghana sirkel is vanaf hoofstuk 2 af tot in einde hoofstuk 4, wat besonderlik 'n sekere konteks dra
in terme van Yeshua, nou die eerste ene gaan ons nou hanteer rondom die water en die wyn, dan wat gebeur net daarna? Blaai gou saam met my daar na Johannes 2 toe. Wat gebeur net na Johannes 2, na hierdie vermeerdering van wyn? Vers 13 af, die reiniging van die tempel. Goed, nou wil ek gou, kan julle onthou, waar is daar 'n voorbeeld waar Yeshua praat van iets? Of hy praat van iets daar, en die mensdom praat van iets hier. Ek sal hierdie tempel afbreek en in 3 dae weer opbou. Kan almal dit van julle onthou? Hoe kan hy dit doen? Hierdie tempel is 46 jaar dan aan gebou. Hoe is dit moontlik? Maar hy het gepraat van sy liggaam, die tempel van sy liggaam. Daar julle kan dit lees in vers hy sê dit vir ons mooi in vers 19 tot 22. Yeshua antwoord en sê vir hulle, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek dit oprig. En Judea sê, 46 jaar lank het ons hieraan gebou. En u sê, jy kan dit in 3 dae, is almal by. 'n volgende voorbeeld wat ons skryf wat dit gebeur is, Nicodemus. Blaai net om, Johannes 3. Nicodemus, wat sê Yeshua vir Nicodemus? Nicodemus, vers 3, Yeshua antwoord en sê vir hom, voorwaar ek sê vir julle, vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy in die koninkryk van Elohim nie ingaan nie. Waaraan dink Nicodemus? Kan iemand die tweede keer in sy moeder se skoot ingaan of weergebore word? Nee, maar waarvan praat Yeshua? Van die wedergeboorte in sy sterfte en in sy opstanding. So wees sensitief, hierdie gebeur dikwels, hou dit nou as agtergrond vir waar ons gaan uitkom. Goed. So dikwels kry ons hierdie gedagte. Dan ook in terme van, kan julle onthou in Johannes 4, by daardie Samaritaanse vrou, wanneer hy by daai Samaritaanse vrou is, en hulle gaan om kos te gaan koop, en dan kom hulle terug en hy praat met die Samaritaanse vrou, maar aan die einde kom Yeshua en hy sê vir hulle, ek het voedsel waarvan julle nie weet nie. Goed, en wat dink hulle? Fisiese voedsel, kos, waarvan praat Yeshua? My voedsel is om die wil van my Vader te doen, Johannes 4 vers 34. Is almal by? So ons kry hierdie tema wat in Johannes spesifiek na vore kom, omdat Johannes kyk na besonderlik Yeshua in die konteks van die koninkryk van Jahwe. En hierdie gedagte is besonderlik prominent in hierdie eerste hoofstukke ook, waarvan ek praat van die Ghana Sirkel, daarvan van Johannes 2 vers 11 af, hierdie fokus van wat sê Paulus, en dis nou belangrik, want nou kom ons na ons teksgedeelte toe vanmôre. 2 Korintiërs 5 vers 17, julle hoef nie te blaai nie. Luister net. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword. Hierdie is baie belangrik. Hierdie tema van die nuwe, kom ons begin dan nou in ons konteks van ons teks, nuwe wyn, nuwe geboorte, te Nicodemus, alles is, dit word nie. Die ou dinge het verbygegaan, dit het alles nuut geword. En dit gaan ons sien in hierdie nuwe wyn, dit wat ons gaan hanteer. Nou kom ons gaan nou na ons verhaal toe, Johannes 2 vers 1. Net vir interessantheid, daar was, ek gaan nie te veel aandag daaraan gee nie, want ek wil nou nie vasbrand daar nie, maar van die vroegste eeue af is dit hierdie gesprek. Waaraan laat dit jou eerste dink, oom Koos? As ek nou vanmôre moet oom sê die 3de dag, waaraan dink oom direk? Aan Yeshua se opstanding. Direk, die oomblik as ons sê 3de dag aan Yeshua se opstanding. Nou, of Johannes dit bedoel het of nie, ons weet dat dit 'n ondertoon is, wat definitief elke gelowige herken. Nou net vir die interessantheid, daar is dis die 1 week wat Johannes elke dag sê wat het gebeur. Dag 1, dag 2, dag 3, dag 4, dag 5, dag 6 en dag 7, of tot en met dag 7. Absoluut daai fokus op daai 7 dae en dan op die 3de dag is Yeshua daar by die bruilof. En hy word uitgenooi en hy gaan na daai bruilof toe. En terwyl hy daar is, wie's nog daar? Sy moeder en die ander disippels. En wat word klaar? Die wyn. Wat is die implikasie daarvan vir die bruidegom? 'n Verleentheid, want hy moes gesorg het. Maar hier is 'n groter agter dit, 'n groter beginsel agter dit, so onthou dit, niks wat gebeur het net gebeur nie. Niks daarvan is per ongeluk nie. Goed, ons gaan nou daarby uitkom.
En dan wat gebeur is, wat sê Maria vir Yeshua? In haar eenvoudigheid sê sy, maar die wyn is klaar. Kom ons lees dit daar vers 4. Yeshua sê vir haar, vers 3, en toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Yeshua vir hom, hulle het geen wyn nie. Sy sê dit in haar eenvoudigheid, en hier het ons nou weer te doen met 'n gedagte. Dat hierdie vir Maria, sê in eenvoudigheid, daar is nie wyn nie, is dit 'n feit, is daar nie wyn nie? Ja. Maar waaraan dink Yeshua? Koninkryksgebonde. En wat is sy antwoord aan haar, vers 4? Yeshua sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? Nou hierdie is die term eerstens vrou, is nie hierdie onpersoonlike verwysing na jou ma nie, dit is eintlik 'n Hebreëse uitdrukking, 'n algemene uitdrukking gewees, so dit was nie hierdie vreemde uitdrukking wat Yeshua amper hierdie afsydigheid teenoor sy ma nie, tog is hy besig om vir sy ma iets baie belangriks oor te dra. Nou baie sien daar in die oomblik, want van hier af begin Yeshua se prediking dan, of begin sy verandering, dat hy tot op daai stadium nog eintlik amper, want net vir interessantheid, na die 12-jarige, nadat Yeshua's 12-jarige daar by die tempel was, lees ons nooit weer van Josef sy pa nie. Dit wil voorkom of Josef dan redelik vroeg oorlede is, en dat Yeshua sekere verantwoordelikhede prakties moes oorneem in die huisgesin, as oudste seun. En dan wat interessant is, dat Maria waarskynlik, want baie mense, en hier is 'n belangrike punt, en ek wil dit sommer nou sê, hoeveel wonderwerke het Yeshua gedoen voor hierdie punt? As ons nou die evangelie van Thomas en al daai gaan lees, dan is daar 'n menigte, hoeveel het hy gedoen voor? Niks nie. Wat sê vers 11? Dit is die eerste. Onthou dit asseblief. So wanneer Yeshua, hierdie is die eerste wonderwerk van Yeshua wat hy verrig. En daarom is dit nie Maria wat na Yeshua toe kom met hierdie verwagting, maar u gaan nou water in wyn verander nie. Nee. Hoekom doen sy dit? Want hy is haar oudste seun. Hy's vindingryk. Dis die een wat sy op staat gemaak het uit 'n praktiese oogpunt. Dis almal by. Dit is die belangrikheid daarvan, omdat hy weet, omdat Maria geweet het, na wie toe gaan sy? Sy merk het op teenoor Yeshua. Maar nou, Yeshua het 'n baie dieper bewustheid. Sy bewustheid is rondom die koninkryk van Jahwe. Elke Ou Testamentiese profesie, elke woord wat geuiter is van hom, dit is waarvan hy bewus is, en daarom, omdat Yeshua die bewus is van al die Ou Testamentiese profesieë, en wat is een van die beginsels van die Messiaanse tydperk? Wat is een van die verwysings na die Messiaanse tydperk? Wyn wat oorvloedig sal wees. Jeremia 31 vers 12, Hosea 14 vers 7, julle kan dit op julle eie tyd gaan lees, Amos 9 vers 13 tot 14 praat almal van wat? Hierdie oorvloedige wyn wat kom met die Messiaanse tydperk. Wanneer die Messia kom, hierdie oorvloed van wyn, en dis waarvan Yeshua weet. En daarom, binne hierdie konteks, wanneer begin daar die koninkryk van Yeshua? Ek wil gou hê, wanneer begin die koninkryk van Yeshua? Wanneer het die koninkryk begin? Lisa, met die opstanding, die oomblik toe Yeshua opgestaan het. En nou wat sê Yeshua? So Yeshua sit en hy luister hier en hy sê, maar dis nog nie my tyd nie. Hy weet hierdie profesie van water, van oorvloedig wyn wat moet vloei. En hy weet al hierdie profesie, maar dis nog nie nou nie. Dit lê nog voor. En daarom kan hy vir haar sê in vers 4, my uur het nog nie gekom nie. En wat is een van die sentrale temas in van Yeshua? My uur. Wanneer is my uur? My sterfte en my opstanding. Maar dis nog nie hier nie. So Yeshua sê vir haar duidelik, dis nog nie nou nie, dit lê nog voor. En daarom is dit kosbaar, daardie finale verheerliking, nou wil ek julle moet mooi luister. Wanneer is Yeshua volkome verheerlik? Toe hy gesterf het en opgestaan het, is almal by. Elkeen van die wonderwerke, ook hierdie water en wyn, elke deeltjie hiervan wys waarheen? Na sy groot verheerliking, sy opstanding. Selfs sy verheerliking op die berg is 'n getuienis van dit wat gaan voorlê wanneer Yeshua sterf en opstaan, is almal daarmee by. Dis iets baie kosbaars. Goed, en dan daarmee, in Johannes 2 vers 11, eindig hy dan hier met die gedagte van, soos hy dan sy heerlikheid geopenbaar. Dit wys heen op Yeshua se
sterfte en opstanding. Maar nou wat belangrik is. Yeshua, as ons praat van 'n bruilof, klink dit bekend in terme van die koninkryk. Ja, die koninkryk word uitgebeeld dikwels as 'n bruilof. Wie is die bruidegom? Yeshua self. Goed, maar nou, wat is die kosbaarheid en interessantheid? In hierdie verhaal het die bruidegom, het hy genoeg wyn voorsien? Nee. In die volmaakte huwelik word daar genoeg wyn voorsien. En moenie wyn dink nou as alkoholies nie, dink daaraan as 'n seëning. Onthou in die woord is dit daai mos wat uit die druiwe uitkom, daai kosbaarheid, dis 'n seëning. Dis nie 'n dronkenskap nie, dis 'n seën, dis iets kosbaars. En dit is die kosbare seën van Jahwe as bruidegom in Yeshua in die nuwe verbond. Maar voor ons daarby gaan uitkom, wil ek gou terugkom. En Yeshua sê vir hulle, terwyl daar staan 6 kanne, klipkanne. Net vir interessantheid, hoekom klipkanne? Dit het te doen met reiniging. Klip kan nie onrein word nie. Dis hoekom dit klipkanne is. Omdat daai klip nie kan onrein word nie, is dit klipkanne wat daar is, en daar 6 van hulle, en soos ons lees, elkeen van hulle vat 2 of 3 ankers. Nou net so vir die interessantheid, as ons dit nou moet oorvertaal, dan is dit tussen 500 en 750 liter wat elkeen vat. So ek wil net gou hier 'n perspektief kry. 500 tot 700, en ek weet waartoe dink van julle nou al, hou vas, ek weet van julle maak hy som, heng soos 3000 liter wyn wat gemaak is, maar julle gaan nou sien, dit is nie, ek gaan dit nou verduidelik, dit is net vir die interessantheid. Maar dis groot kanne, dis 500 na 750 liter wat in elkeen van hulle was. Goed, en Yeshua gee opdrag en hy sê vir daai manne, nou hierdie volgens die, wanneer hy praat van hierdie kanne, vers 7, Yeshua sê vir hulle, vers 6, en daar het volgens reinigingsgebruike, praat hy hier van die wet van Jahwe? Nee, reinigingsgebruike in terme van, ja, daar was 'n wassing in terme van Jahwe, maar hierdie was spesifiek die oorlewing van die Judeërs. Markus 7, jy mag nie met wat eet nie? Ongewaste hande, jy mag nie met ongewaste hande eet nie, jy moet jou hande was. Staan dit in die wet van Jahwe? Nee, dit was die oorlewering van die ou mense. Goed, en hierdie was daar, en dan sê hy vir hulle, maak hierdie vol water, tot bo toe maak hulle vol. Nou hier kom nou baie belangrike deel, want ek weet, almal van ons lees dit, en hulle maak hulle vol, en toe skep hulle uit, en toe is dit wyn. Dis nou so bietjie waar ons bietjie taalkunde nodig het, net om dit te verduidelik. Onthou nou, so jy het nou hierdie kanne, hulle maak hulle heel eerste vol, vers 7. Yeshua sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle tot bo toe vol gemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit, en bring dit vir die hoofdienaar. Nou, dit klink vir ons, asof hy nog van hierdie kanne praat, om uit te skep, sê julle saam. Maar die woord skep, is die Griekse woord altleo. Nou altleo beteken altyd om uit 'n fontein uit te skep of uit 'n bron uit. So dis nie uit die bakke nie, hou nou vas. So maak hierdie vol, en as jy dit klaar vol gemaak het, gaan skep nog water, en daai water het Yeshua in wyn verander. Net vir interessantheid, in terme van die sintaksis, is dit ook 'n baie, die verwysing na die noen, in Grieks noen, die nou. Kom ons lees net gou weer daar vers 8. En hy sê aan hulle, skep, daai woord skep uit, is die Grieks wat beteken, uit 'n fontein uit 'n waterbron uit, nie uit 'n bak uit nie. En hy skep, en nou, sien julle die nou, dis in Grieks die noen, dis die volgende handeling, so dis weg van daar die bakke af, net vir die interessantheid. Nou, ek weet as hou dit Afrikaans lees, gaan dit nie so duidelik wees nie, in die Grieks is dit. So hou dit net in gedagte. Dis nie, en ek sê dit met groot respek, dis nie dat Yeshua daar 3000 liter wyn gemaak het nie. Maar hy het meer as genoeg wyn gemaak vir daardie gaste. Net vir die interessantheid, en dis nie die doel hoekom ons dit so interpreteer nie, dis wat die Grieks sê, so ons bly by die Grieks. Maar, dit het baie ons gebruik om te sê, maar dronkenskap en drinkery, Yeshua self keer dit goed, ek wil 3000 liter wyn. Hoe baie mense gaan, ek weet nie wanneer laas was julle op 'n troue nie, maar ek dink nie, ek het al 3000 liter wyn op 'n troue gesien nie. Maar dit word in ligsinnigheid deur baie mense gebruik, so ver gegaan om dan te sê, maar sien julle,
Dis aanvaarbaar, dis reg. Dis glad nie die geval nie. So hou dit asseblief, hou net daai perspektief. Dis anders as in die geval van daardie vrou, daai weduwee wat skuld gehad het, kan julle onthou? En waar die olie gekom het, en sy het al daai bakke vol gemaak met olie om te gaan verkoop, so die skuld betaal is, heeltemal 'n ander konteks. Goed, nou ja, so die gedagte dan in vers 9, en toe die hoofdienaars die water proe, wat die wyn geword het, en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het, het geweet, toe roep die hoofdienaar, toe roep hy die bruidegom, wat sê hy vir die bruidegom? Meneer die bruidegom, gewoonlik, gee ons eers al die goeie wyn, en as al die goeie wyn op is, dan kom ons by die slegte wyn, maar, en nou is dit by die belangrike deel, maar jy die goeie wyn gelos, vir laaste, gebeur dit per ongeluk? Is dit nou maar iets wat net gebeur het? Nee. Vader Jahwe, deur Yeshua is besig om hier 'n baie kosbare beeld vir ons uit te beeld. En is juist daarin, vers 10, en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegte, maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Nou wil ek gou vir julle vra, dis op aardse vlak, die goeie wyn. Ons het nou gesê, dat die profetiese woord is, dat daar oorvloedig wyn gaan wees, met die messiaanse tyd, in die simbool van sy seun. Goed, nou wil ek vra, op 'n geestelike vlak, waarna verwys hier die goeie wyn? Jy het ou wyn, jou eerste wyn, en nou het jy nuwe wyn. Dis 'n pragtige beeld, pas dit in by die res van Johannes se evangelie, nuwe geboorte? Pas dit in by alles wat daarop volg, 'n nuwe tempel, 'n nuwe pasgalam, 'n nuwe offer, is almal by, die hele tema in Johannes gaan oor hierdie nuwe, volmaakte, nuwe tempel, nuwe geboorte, nuwe lewe. En daarom, hierdie tema van Yeshua as die nuwe of die ware, is sentraal in die evangelies. Wie is die ware brood van die lewe? Yeshua, wie is die ware wynstok? Wie is die ware tabernakel? Die ware pasgalam? Die ware offeraltaar? Yeshua, al daai dinge was 'n afbeelding. Alles in die Ou Testament was wat? 'n afbeelding tot Yeshua. So as jy aan iets dink aan die Ou Testament, heiligdom, tempel, offer, feeste, alles, in wie is dit vervul? In Yeshua. Goed. Yeshua is die volheid, maar ook in oorvloed van water, brood, vergifnis, barmhartigheid, genade, alles. Is almal daarmee by? Nou wat kosbaar is, dit word reeds ingelei deur Johannes 1 vers 14. Kom ons blaai, terwyl ons daar is, kom ons lees gou Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eersgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ek wil hê julle moet sien daai oorvloed, daai vol van genade en waarheid. Ook vers 16, wat aanleiding gee. En uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. Dis hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe genade, hierdie oorvloed wat kom in Yeshua self. In vers 17 ook, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Yeshua Messia gekom. Wat 'n kosbaarheid. En daarom, die water wat Yeshua in wyn verander het ons gehoor was van na die tyd was die wyn van 'n beter kwaliteit as dit wat vooraf was. Is Yeshua se tempel beter as Salomo se tempel? Julle, maar Salomo se tempel was met goud. Kan julle onthou van daai geweldige gerubs van goud wat daar gestaan het? Ek bedoel, kan julle onthou? Ek dink dit was 3 meter hoog. Gerubs met 3 meter hoog, met 3 meter vlerkspanne wat so na mekaar gekyk het. Dit is 6 meter van die een gerub tot by die ander gerub, vol goud. Dit is nogal indrukwekkend. Maar die tempel van Yeshua is kosbaarder, baie kosbaarder as dit. En dit moet ons onthou. Is Yeshua se offer kosbaarder as die Sinaïtiese offers? Absoluut. Ook in Nikodemus se verwysing, is Yeshua daardie wedergeboorte kosbaarder as die initiële geboorte?
Absoluut, want dit is 'n nuwe lewe. En net ter wille daarvan, hy sê so mooi, vers 5 van Johannes 3, terwyl julle daar is, kan julle saam lees. Voorwaar, ek sê vir julle, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van Elohim nie ingaan nie. Waarvan praat hy? Van die wedergeboorte. 1 Petrus 1 vers 3. Gewederbaar deur die sterfte en die opstanding van Yeshua. Dis nie iets wat ek en jy gaan doen nie. Dis met ons gedoen. Ek en jy ontvang dit, dan bevestig ons dit deur dat ons laat doop. Is almal by. Maar daai oomblik toe ons gewederbaar is dit in Yeshua, in sy sterfte en in sy opstanding. Die wat onseker is, lees 1 Petrus 1 vers 3 asseblief. So dis kosbaar. Hy is die nuwe, maar die ware offer, die ware lewe, die ware wyn, die ware alles, is almal by daarmee. Want, en nou belangrik, vers 11. Dit is die eerste, dis nou hoofstuk 2 vers 11, Johannes 2 vers 11. Hierdie eerste van sy tekens, nou hierdie eerste is 2 betekenisse. Dit beteken eerste, wat ons nou gesê het, was dit die eerste van Yeshua se wonderwerke? Ja, maar weer wat is daarmee saam? Hierdie woord eerste is die woord argai, en argai beteken ook die belangrikste. Nou wil ek gou vir julle sê, hoekom is hierdie so belangrik? Want hierdie is 'n sleutel tot al die ander werke van Yeshua. Hierdie openbaar die beginsel van al die werke van Yeshua wat daarop sal volg. Dis die fundamentele doel hoekom Yeshua sy wonderwerke doen. Is vir ons daardie nuwe wyn, nie in terme van alkoholies nie, daardie nuwe seën in Jahwe wat vir ons die lewe beteken. Nou wil ek gou vir jou vra, hoe is die nuwe wyn beter as die ou wyn? Ons almal weet dit, maar ek wil dit gou vinnig net vra. As ons sê die nuwe wyn is beter as die ou wyn, want dis wat gesê word, hoekom kan ons dit sê? Dit lei ons direk na daai vraag toe om te sê, maar hoe is hierdie nuwe wyn beter as die ou wyn? En die antwoord daarvan is, daai kernbeginsel is, waarmee word wyn verbind? En nou wil ek gou hê, ek weet is 'n klomp inligting, maar ek wil hê julle moet nou ore spits en by wees. Waarmee word bloed direk verbind? Matteus 26 vers 28. Dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond. Daai wyn is die simbool van die bloed van Yeshua. Stem almal saam. Daai eerste bloed wat al by Sinai uitgestort is, toe ons daar lees Eksodus 24 vers 8, wanneer daai bloed oor die volk uitgegiet word en sê, dit is die bloed van die verbond. Matteus 26 vers 28, dan vat Yeshua daar die wyn en hy sê, dit is my bloed, die bloed van die nuwe verbond. Die kern van die ou verbond, van die Sinaïtiese verbond, was die bloed. Die verbond is gesluit deur hierdie bloed. Dit lei die verbond in. Daar is nie verbondsluiting sonder bloed nie. Daarom, toe daai bloed gestort is, die verbondsluiting, toe hierdie bloed, hierdie nuwe wyn wat ek vir julle gee, wat is dit? Dis die bloed van die nuwe verbond wat deur my ingelei word. Daarom, geliefdes, die ou verbond met al sy insettinge was kosbaar, was wonderlik, was heerlik gewees. Maar in die alles oortreffende heerlikheid van die nuwe verbond is dit niks. En dit moet ons onthou en ek wil dit weer sê. En dis die hartseer van so baie wat vasbly by die ou verbond. En ek wil net, of ek sal nou ietsie sê aan die einde van die boodskap, herinner my tog dat ek ietsie sê oor die misbruik van Yeshua, in terme van ons gelykenis. Daarom die belangrikheid, die ou verbond met al sy insettinge was baie kosbaar, maar kon nooit red nie, Romeine 3 vers 20-24. Redding was alleenlik deur die geloof in Yeshua. En wat kom predik Johannes? Geloof in Yeshua. En daarom, geliefdes, Hebreërs 8 vers 6. Julle kan maar net luister, die wat saam wil blaai is welkom, ek gaan vinnig lees, terwille van tyd, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry, sover hy 'n middelaar is van 'n beter verbond, wat op beter beloftes wettiglik gegrond is. Hebreërs 7 vers 22, en sover het Yeshua van 'n beter verbond borg geword. 7 vers 18 en 19, want aan die een kant is daar die opheffing van die voorafgaande gebod. Wat het gebeur met die wyn? Die wyn het initieel opgeraak, is almal by.
Dit kom tot 'n einde, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, omdat die wet niks volkome kon maak nie, maar aan die ander kant is daar die invoering van 'n beter hoop, waardeur ons tot Elohim nader. Nie meer onder die bloed van bokke en stiere nie, maar onder die bloed van Yeshua. Daarom 'n beter verbond, beter beloftes, beter hoop. Messia is dus die Messia wat die messiaanse beloftes vervul van daardie oorvloed van wyn. Tog neem almal dit nie aan nie. Dis hartseer. Daai wonderlike belofte. Buiten die feit dat niemand noodwendig, dat daar baie is van hulle wat nie die belofte aanneem. Kom ek lees dit net eers vir ons saam. Uit Lukas 5 vers 36 en 38, julle kan saam blaai soontoe. Lukas 5 vers 36 tot 38. Baie van die Judeërs wou Yeshua aanneem, maar hulle wou nog alles doen en hulle wou gebly het in die ou verbond. Vers 36. En hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel. Niemand sit 'n lap van 'n nuwe kleed op 'n ou kleed nie. Anders skeur dit die nuwe ook, en die lap wat van die nuwe afkom, pas nie by die oue nie. En niemand gooi nuwe wyn in ou leersakke nie, anders sal die nuwe wyn die sakke skeur, en dit sal uitloop en die sakke sal vergaan, maar nuwe wyn moet in nuwe sakke gegooi word en albei word saam behou. Wie belangrikheid? Kan jy die nuwe verbond handhaaf, of die ou verbond handhaaf, en al wat jy sê is jy vervang net die sterfte van Yeshua. Sê nie, alles is nog daar, is presies dieselfde, al wat verskil het, Yeshua het nou is net gesterf. Dan mis jy dit. Dan is jy besig om nuwe wyn in ou sakke te wil gooi. Ons kan dit nie doen nie. En daarom is dit belangrik dat die offer, die volheid het verander. Dit is 'n nuwe verbond in Yeshua. En daarom is die belangrikheid vir ons om in Yeshua te glo. En tog wat belangrik is, nou wil ek gou net uitvra. Is daar 'n kontinuïteit tussen die ou en die nuwe verbond? Ja, want die nuwe verbond is die ou verbond geprofeteerd. Die hele ou verbond staan nie los van die nuwe verbond, nou het hy niks met hom, nee, maar hy's 'n profesie van hom, en dit moet ons onthou. En baie keer mis ons dit, en ons wil daai wyn meng. Goed, nou belangrik. Tog, nie almal wat die nuwe wyn proe, wil die nuwe wyn drink nie. Was al baie in die tyd van Yeshua, wat wou aangaan met die gebruike soos hulle dit gehad het, en nie van die nuwe wyn wou drink nie. Ja, Lukas vers 39, terwyl ons daar is. En niemand wat die ou wyn gedrink het, wil dadelik nuwe wyn hê nie, want hy sê die oue is beter. Daai is eers, was daar hierdie lang periode van wat Jahwe grasie gegee het, vir persone om die nuwe verbond aan te neem. Ja, 30 jaar, 35 jaar, sodat hulle kan oortuig word. Dit was vir baie van die Judeërs baie moeilik om hierdie nuwe wyn Yeshua aan te neem. Hulle wou gebly het by dit wat hulle so lank geken het. En dit word die kern van die nuwe wyn, Yeshua, as lewe. En nou is dit baie belangrik, Johannes, en ons is feitelik klaar. En ek wil hê julle moet saam met my blaai, daarna Johannes 6 toe. En onthou nou die konteks van Johannes, en ons is nou feitelik klaar, so spits daai oor om nou by te wees vir die laaste deeltjie. Vers 40, en dit is die wil van hom, Johannes 6 vers 40, en dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom glo, die ewige lewe mag hê. En ek wil asseblief, dis is ontsaglik belangrik. Hierdie nuwe wyn, Yeshua is die nuwe wyn. Hy is hierdie, elkeen wat hom aanskou en in hom glo, het die ewige lewe. Vers 47, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Wat is jou en my werk? En dit sluit aan, geliefdes, die van julle wat daar by die huise sit, ons het so 'n besprekingkie na die diens vanmôre,
oor wat red mens, hoekom word 'n mens gered? So, julle kan gerus self daaraan dink, maar hier lê die kern. Elkeen wat in Yeshua glo, dis geweldig belangrik. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. En Johannes lei die hele evangelie van Johannes in, waarin hy Yeshua vir ons openbaar as hierdie nuwe wyn. Wat sal volg? Yeshua is die wedergeboorte. Yeshua is die fontein van die lewende water. Yeshua is die lewende brood. Yeshua is die deur. Yeshua is die tempel. Yeshua is die goeie herder. Yeshua is elke deeltjie van daai openbaring van Jahwe. En dit alles, om aan te sluit by verlede week se boodskap, is deel van die skoonheid van Jahwe. Wat ek en jy moet leer ken. Ken jy Yeshua? En as ons nou praat van ons drink van die wyn, as ons drink van dit wat hy vir ons gee, beteken ons moet glo. As jy drink van die water van die lewe, jy moet dit glo. Is Yeshua jou herder? Is hy jou deur? Is hy jou bewaarder? Is hy jou voorsiener? Is hy dit alles in Jahwe? En dit is wat ek en jy moet leer ken. En nou kom ons terug na Johannes 2 toe. En ons sluit daarmee af. Vers 11. Hierdie eerste een van sy tekens het Yeshua te Ghana in Galilea gedoen. En hy het sy heerlikheid geopenbaar. En sy disippels het in hom geglo. Die disippels op daardie stadium het die fisiese wyn gedrink en dit geglo. Ek en jy drink vandag die geestelike wyn. En die vraag is, glo jy dit? En om terwille van die kinders, om dit te verduidelik, as ons sê ons drink geestelik die wyn, ons neem wanneer ons die nagmaal gebruik, die verbondsmaal gebruik, dan drink ons daar die druiwesap en ons sê as beeld van Yeshua se liggaam, hy het vir ons gesterf en hy het vir ons opgestaan. En daarmee getuig ons, hy is ons lewe, hy is vir ons geoffer, hy het vir ons opgestaan, hy het ons sondes vir ons voorsien, hy het ons rein gemaak, hy is die een wat ons lewend gemaak het. En die vraag is nou, glo jy dit? Maar kan jy onthou die woord glo, beteken nie net kopkennis nie, beteken ervaring. Is dit wat in jou lewe gebeur? Word jy nuut gemaak elke dag? Word jy verander na die beeld van Jahwe, die werk van Yeshua, deur sy Heilige Gees wat in jou werk? Of is ek en jy maar nog in die ou lewe is? Ek wil dit amper vir jou spreekwoordelik gebruik vanmôre, is jy nog daai ou wyn? Van daai ou wyn raak klaar. Daai ou wyn word suur, as ek dit so kan uitdruk. Maar sy wyn is ewig. Daardie lewe is tot lewe vir elkeen van ons. Kom ons staan, dan bid ons saam. Ons wonderlike Vader, dankie vir u nuwe lewe. Dankie vir Yeshua wat vir ons daardie volmaakte offer is, daardie nuwe lewe, daardie vergifnis, daardie barmhartigheid, daardie goedertierendheid is, sodat ons u mag leer ken, sodat ons in 'n lewende verhouding met u mag wandel. Vader Jahwe, dat ons gedagtes en ons wandel en ons dade alles mag ingerig word, wat is u wil. Vader Jahwe, dat elke dag die Heilige Gees ons kan roep en kan trek, sodat ons in alles u wil doen. Ons wonderlike Vader, dankie dat ons u mag eer en loof en prys. En laat u nuwe lewe van Yeshua werklik ook gestalte kry in elkeen van ons. Ons dankie daarvoor in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën
en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen. Geliefdes, voordat ons oorskakel vir ons slotlied, wil ek vra dat elkeen net gou vir 'n oombliekie sit. Daar's ietsie wat ek net met u wil deel. Jy kan maar aanhou. Wian, voor ons oorskakel, ietsie wat ek gou vir u wil deel, en dis baie belangrik, want 'n mens stel dit so op met tyd, en blaai gou terug dan na Johannes 2 toe. Dis nie deel van die boodskap nie, maar dis nou 'n waarskuwing wat ek so bietjie wil deel. En die interessante deel is hoe dikwels hierdie dinge na vore kom. Nou, daar is 'n geweldige aanslag vandag in Suid-Afrika, selfs onder ons as Israeliete, in vyandskap teenoor Yeshua, om Yeshua te wil reduseer. En hoekom ek dit nou wil spesifiek vanmôre of na die tyd kom dit nou by my gedagtes op. Weet julle wat is een van die hartseer dele? Wie was die ouens wat heel eerste Yeshua gereduseer het, wat gesê het, hy was eintlik maar net 'n gewone mens? Kan julle onthou die Jesus seminar? Die historiese Jesus. Dit was iets wat ontwikkel het, al hier van die vroeë 1900s af, wat ontwikkel het om Yeshua te reduseer net tot 'n mens. Hy het eintlik niks gedoen nie. Hy was eintlik maar net 'n mens geleef op aarde, hy het nie uit die dood uit opgestaan nie, hy was niks besonders nie. Baie van julle het al te doen gehad, dit kom uit die totale liberale teologie uit. Die liberale teologie, waarvan baie van hulle glo dat Yeshua nooit uit die graf uit opgestaan het, hy was net 'n mens. En ek wil hier moet mooi onthou, want baie van die spore wat daar gevind is, beginne nou na vore kom, selfs in ons eie omgewings. Net vir interessantheid, as hierdie persone dan nou glo, ekskuus, en ek weet die tyd is nou 'n bietjie langer, maar neem kennis daarvan, want julle word daarmee gekonfronteer. As hulle dan nou glo dat Yeshua nie wonderwerke gedoen het nie, en nie uit die dood uit opgestaan het nie, waar kom hierdie verhaal van water en wyn vandaan? Net so vir interessantheid. Hoekom staan dit dan in die Bybel? En dis die hartseer, hoe van hierdie, en dis totaal ongelowige mense wat hierdie goeters beginne leer, in die vroeë jare al. En 'n bekende persoon was 'n persoon met die naam van Rolf Bultmann gewees. En hy het geleer en gesê, nee, dit kom van die oorleweringe af uit, dis dinge wat in die Bybel net ingeskryf is, wat nie waar is nie, dit is eintlik tradisies wat uit die heidendom uitkom, en een van die tradisies was, Zeus het 'n seun gehad met die naam van Dionysus, en Dionysus se ander naam is Bacchus, ek dink die meeste van julle ken die term Bacchus. En in een van hierdie verhale van Bacchus, van Dionysus, staan daar van water wat in wyn verander is. En dit is nie dat Yeshua dit gedoen het nie. Dit is dat dit maar net 'n verhaal was wat Johannes oorgeneem het van die tradisies van Dionysus en oorgeskryf is. Nou, skus, dit vir baie mense klink dit nou heeltemal van die kant af, maar onthou dit. In vandag se tyd kry ons 'n aanslag wat Yeshua wil koppel aan Dionysus. Wat wil sê, Yeshua is maar net eintlik 'n personifisering vir baie gelowiges van Dionysus. Julle moet weet, as jy so iets beginne sê, jy moet weet waarvan af kom dit. Dis nie iets wat jy nou uitgedink het nie. Dis iets wat die liberale teologie, wat absoluut in vyandskap met Yeshua was, wat niks van Yeshua glo nie, wat hulle ontwikkel het. En as jy daarmee besig is, bly weg daarvan. En ek weet, mense bedoel dit partykeer goed, hulle is onkundig. Maar jy moet baie waak wat jy gebruik. Bly by die woord van Jahwe, en net by die woord van Jahwe. Moet dit nie gaan soek op vreemde plekke nie, moet dit nie gaan soek op daar buite en by ander dinge nie. Bly alleenlik by hierdie woord van Jahwe. Want anders word ons deel van hulle wat vir Jahwe absoluut verwerplik is.